U moet net altyd onthou, dat u is verantwoordelik vir u eie siel. En as u die dag uit die vleis uitgaan, dan gaan daar nie iemand wees wat u beskerm of u handjie vashou of sê, goed, gaan nou die rus van jou Vader in, want dit gaan nie gebeur nie. Geliefde, wat ek vandag met u wil deel, is 'n teks of 2 uit die Bybel uit, wat vir u sal klaring gee oor die geboorte van Jesus, was Jesus fisies, en hoe dit sal werk. Ons kan 'n paar video's oor die maak, en ek het al 'n klomp video's gemaak oor hierdie dinge wat hierdie goed verduidelik. Maar u moet een ding onthou, geliefde, die mense sal sê dat u moenie hierdie video's kyk nie, want dit is nie goed vir u nie. Hoekom stel u nie self ondersoek in en kyk wat God vir u sê nie? Hoekom wil ons altyd staat maak op iemand anders? Want die probleem met ons is, geliefde, ons sê, nee, my oorgestelde, hy is die enigste een wat ek volg. Maar as my oorgestelde sê, dat Jesus was 'n vleisvat, geliefde, en hy's verkeerd, nou sê ons, nee, my bloed is op sy hande. Maak nie saak of jou bloed op sy hande is nie, dit gaan jou nie in die koninkryk van God kry nie, geliefde. As jy uit die vleis uitgaan, en hy sê, gaan nou die rus van die Vader in, en dan maak nie mooi pearly gates oop, of daar kom engeltjies van elders af, om u op te lig in hierdie koninkryk, wat ek nie weet waar hy is nie. Dan het ons 'n probleem, is dit nie? U het dan 'n probleem, want u is verantwoordelik vir u eie siel. Nou ek wil net 'n teks lees, geliefde, om net bietjie klaring te bring oor 'n paar goedjies, en dan vat ons dit van daar af, dan kan ons uitbrei van daar af. En voel asseblief vry, geliefde, op ons WhatsApp groep evangeliseer ons die heeltyd oor hierdie goed, en ons is al baie ver gevorder met hierdie dinge. Maar luister net vir die eie sielsondhalwe. Geliefde, dit kan u nie skade doen nie. Dit kan u net help. U kan dit aanneem of u kan dit verwerp. Maar ek vra u, luister net, en dan vat u dit van daar af. Dan kan u my veroordeel. Ons begin sommer by 1 Johannes 4, wat 'n teks is wat die hele kerk aan vashou, en hulle probeer die hele basis van God op hierdie teks vers 1 Johannes 4 baseer, geliefde. 1 Johannes 4 van die eerste vers af, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die Antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Nou sê ons, geliefde, die wat sê dat Jesus nie in die vlees gekom het nie, hulle is die Antichrist. Nou goed, maar kom ons kyk, geliefde, wat beteken vlees in die Bybel? Ek wil vir u Romeine 8 lees, dan kan u self besluit. Laat God ons net 'n kans gee om hierdie goed te verklaar, dan vat ons dit van daar af, geliefde. Romeine 8. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want die wat vleeslik bedink, is die dood. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. Geliefde, as u vlees bedink, dan is u 'n vyand van God. As jy sê, Jesus het nie in vlees gekom het nie, is jy die Antichrist. Dis eintlik presies dieselfde ding, né? Maar kom, ek wil net 'n bietjie verder lees, ek wil iets wys. Romeine 8 van die 8ste versie af. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Julle is egter nie in die vlees nie. Romeine 8 vers 8, weer eens, geliefde, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. As jy in die vlees is, nou as dit natuurlik is, geliefde, dan is dit hierdie liggaam, want dis die vlees waarna almal verwys. Omdat hulle die gees nie verstaan nie, geliefde. As jy in die vlees is, kan jy God nie behaag nie. Dit is nie hierdie vlees waarna God verwys nie, geliefde. Dis hierdie vlees, die vleeslike gedagte van die mind. Want geliefde, onthou net een ding. As ek vleeslik bedink, as ek dink aan 'n natuurlike Jesus, 'n natuurlike God en natuurlike goed,
en ek is uit my liggaam uit, is ek nog steeds vleeslik. Want ek verstaan die dinge van die Gees nie. Ek het nie die Heilige Gees nie, ek verstaan nie die Gees nie, want ek bedink natuurlik. En dit is vyandskap teen God, geliefde. So nou moet ons sien, hierdie twee verskillende dinge wat God noem, wat die vlees betrokke is, die een wat hy sê, die wat sê Jesus het nie in die vlees gekom het nie, is die antichrist. God verwys daar na die vlees van die mens. Hoekom sê ek so, geliefde? Want Jesus is Immanuel, God met ons. Geliefde, kom ek wil u iets wys. As Jesus 'n natuurlike mens was, hoekom kon Filippus hom nie gesien het nie? In Johannes 14. Hoekom het almal vir God gewag om te kom? In Lukas 17 sê hulle vir hom, wanneer gaan die koninkryk van God kom? Geliefde, as ek Jesus is ek nie Immanuel nie? Is ek nie God met julle nie? Maar u sal sien dat Filippus, hy sê vir Filippus, Filippus, ek is so lank saam met jou, jy het my nie geken nie. As jy my sien, gaan jy my Vader sien. Nou, hoe werk dit, geliefde? Kan ons God sien? Kon hulle God sien? Want as hulle Jesus kon sien, natuurlik, moes hulle God natuurlik kon sien. Maar as ek 'n tempel is van Jesus, as Jesus in hierdie tempel praat, geliefde, soos waar hy sê, my moeder en my broers is die wat die wil van my Vader doen. Want toe hy in die tempel gepraat het, toe kom sy disippels by hom en sê, en jou moeder en jou broers wag vir jou buitekant. Toe sê hy, nee, hulle moet binne wees, die wat in die tempel is. En as Jesus in my woon, geliefde, en hy praat deur my, dan is ek nie meer daar nie. Nou praat Jesus Christus, wat God is, in my vleis, en hy praat met u. Want die woord het vlees geword. Die woord kom na my toe, geliefde, en die saad word gesaai, en dan kom Christus op. Want die een wat Christus het, die een wat God het, sal na my toe die lig bring, en ek sal daai lig word. Daai lig sal my vlees aanneem, God sal my vlees aanneem. Nou word ek 'n Jesus, as God my vlees aanneem. Want Jesus is God in vlees. U sien, geliefde? So die woord neem vlees aan. Die woord het vlees geword. Wat is vlees, geliefde? Kom ek wil iets wys. 'n Ander beskrywing. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat as ek en my vrou trou, jy sal jou ouers verlaat, en jy sal jou vrou aanhang, en julle sal een vlees word. Nou word ek en my vrou fisies een vlees, geliefde? Of word ons een van gedagte? Word ons een vlees, een denkend? Met ander woorde, waar ek vroeër jare nog saam my vriende uitgegaan het, sy het saam haar vriendinne uitgegaan, hulle het hulle dinge gedoen, elkeen het sy eie ding gedoen. Nou word ons een vlees, met ander woorde, ons word een gedagte. En dit is die gedagte, my gedagte was wêrelds gewees, geliefde. Al was ek in die kerk, ek sal nou daarby kom. Maar toe kom God die lig en hy neem my vlees aan, en ek het vlees geword, daai vlees wat nou goddelik dink. Want ek moes nou my vleeslike denke oorwin, sodat God hierdie liggaam kan gebruik, en Jesus in die tempel wees, om deur te spreek. En daarom sê hulle, geliefde, kon Filippus hom nie gesien het nie. Johannes 14 van die 15de vers af. As julle my liefhet, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Die Gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien, en hom nie ken nie. Sien nie, geliefde, die wêreld, maar die probleem is, in die kerk, as ons praat van die wêreld, dan praat ons van dinge daar buite. Ons besef nie, dat die wêreld die kerk is nie. En in die kerk wat die see van nasies is, daar moet ons die siele uithaal, sodat hulle ook op die water kan loop. Daar moet ons hulle uithaal, sodat ons hulle deel kan maak, en vissers kan maak, en gawes kan gee. Want geliefde, dit is die probleem. As ons dogmaties dink,
En ons dink natuurlik, dan dink ons die wêreld is daar buite. Maar kom ek wil u iets wys, geliefde, heeltemal die teenoorgestelde. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So lief het God die wêreld gehad. Wat 'n wêreld? Is die wêreld nie die kerk nie? Vir wie het hy sy lewe gegee? Jesus het sy lewe vir die kerk gegee. Hy het hom vir ons gegee. Nou sal jy sê, nee, hy het hom vir almal gegee. Nee. 17, Vader, ek bid nie vir die wêreld nie, net hierdie wat u my uit die wêreld uitgegee het. En dit is die verkose, geliefde. En daarom die wêreld wat in die kerk is, kan hom nie sien nie, want hulle verstaan hom nie. Hulle sien nie die Heilige Gees nie, want hulle verstaan dit nie, geliefde. Hulle sien nie hierdie geestelike ding nie, hulle verwys na 'n natuurlike Jesus, hulle verwys na 'n natuurlike weg. Geliefde, dink asseblief vir jouself, ek vra jy mooi, dink vir jouself, as Jesus vleeslik was, dan moes Johannes vleeslik gewees het, dan moes Paulus 'n vleesvat gewees het, dan moes Israel, Egipte, Farao, alles moes vlees gewees het. En kom ons kyk, hoe werk dit? Geliefde, dink nou vir jouself. As Jesus 'n vleeslike mens was, het hy natuurlik op die see geloop saam met Petrus. Kom Petrus, kom loop saam met my op die see. Kom ons gaan lekker wandel hier op die see. Dink jy dis moontlik? Kan u dit doen? U is die seun van God. Want wat ek doen, sal julle doen. Julle sal groter werke doen as die, sê Jesus vir ons in Johannes 14. Is dit nie? Onthou geliefde, Jesus is nie 'n mens nie. Hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Julle kan my nie sien nie. Hoekom? Matteus 5 vers 8. Die wat rein is van hart, hulle sal God sien. Maar die vlees is vyandskap teen God, geliefde. Daarom kan ons hom nie sien nie. Geliefde, as jy nie nou kan sien, hier's die seun van God wat met u spreek nie. Hoe sal u 'n Jesus van 2000 jaar terug sou kon erken? Hoe sou u die gees wat u nou verwerp, dit aanvaar daai tyd as hy met u gees gepraat het? Want dit is waar ons begin het, in gees, en daarom sê Paulus, is julle dan sonder verstand? Julle het begin met die gees, en nou wil julle volmaak word deur die vlees. Het julle verniet gelei? Want om geestelik te word, geliefde, moet jy lei. Jy moet hierdie dinge oorwin, jy moet die natuurlike dinge oorwin, jy moet die vlees oorwin, wat vyandskap is teen God, sodat die duisternis, want die vlees is die dood. Ek het dit nou net gelees in Romeine 8. Die vlees is die dood, en die gees is lewe en vrede. So as jy bedink, 'n Jesus wat natuurlik gewandel het, geliefde, is jy verlore. En jy bedink die dood. Jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Geliefde, kyk wat sê hy. Johannes 14. In die dag sal jy weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my gebooie het, en dit bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. So, hulle kan hom nie sien nie. So ek praat met u. Kan u Christus in my sien? Kan u God in my sien? Want as u die Seun sien, gaan u die Vader sien. Nou sal jy sê, jy's nie die Seun van God nie. Hoekom kruisig hulle Jesus elke keer, geliefdes? Hy noem homself die Seun van God, kruisig hom. Natuurlik. Want onthou, geliefde, as Jesus 'n natuurlike vleisvat was, hy's natuurlik gekruisig, moes hy natuurlik opgestaan het, en ek het 'n video waarin ek dit verduidelik, wat sy disippels, wat hy besê, disippels kom, hy sê, druk julle vingers in my wonde, en 'n gees of 'n spook het dit nie. So, hy moes vlees gewees het. Wat gebeur daar, geliefde, is, ek is vleeslik. Nou vlees en bloed sal die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou soos ek die vlees oorwin en ek word meer geestelik, nou vaar ek op in 'n hoër hemel van die diaken na die priester toe. En nou sterwe ek meer vleis af en ek word meer geestelik en ek sterwe meer vleis af en ek vaar op in 'n hoër hemel, in die ouderling hemel in. En ek sterf meer vleis af en ek vaar op in die opsiener hemel in en so in die apostel hemel in, geliefde. Niemand het God nog ooit gesien nie,
maar hy wat aan die boesem van die Vader sit, hy het hom openbaar gemaak. So, geliefde, as ek nie aan die regterhand van God sit nie, wie sit aan die regterhand van God? Die Seun. Julle is my liggaam. Elke lid 'n deel afsonderlik. So as hierdie liggaam, as ek die arm is, geliefde, of die oog is ek nie deel van hierdie liggaam nie? Is hierdie oog nie 'n deel van my liggaam nie? Maar ons is nie geestelike lede nie, geliefde. Is hierdie oog, my sienswyse, my handel en my wandel, die oor, die tong, die profeet, die vlerke van die arend, dit is hoe dit lyk aan die liggaam van Christus. En dit is wat sit aan die regterhand van die majesteit. Dis God. Geliefde, die Heilige Gees is nie iets af ver nie. Die wêreld kan dit nie sien nie. As u vleislik bedink, is u van die wêreld, dit is die dood. Die vlees wat die Bybel van praat in 1 Johannes 4 is geestelike vlees. Soos ek verduidelik het, jy en jou vrou word een. Dis daai vlees word een. Jou gedagte word dit wat God wil hê. En wanneer God in jou 'n inwoning maak, hy neem jou vleis aan. Die Gees het nou vlees geword. God het vlees, die woord wat ek gehoor het van God af, het ek geword. Daarom sê hy in die verbandeboeke van die Bybel, hy sê, when you see the Holy Spirit, you become the Holy Spirit. Met ander woorde, as ek dit verstaan, wat hy hierso sê, hy sê, julle kan dit nie sien nie, daarom kan julle dit nie ontvang nie. Maar as ek die oog het, en wat is daai oog, geliefde? Lukas 8, Matteus 13, Markus 4. Aan julle is gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te verstaan. Die ander nie, hulle kyk, hulle sien nie, hulle hoor, hulle verstaan nie. Maar hy wat 'n oog het, laat hom sien. En dis die oog wat Filippus hulle nodig gehad het om Jesus te sien. As ek nie die geestesoog het nie, gaan ek nie verstaan nie. Hoe ontvang ek die oog? Deur om die waarheid te leer, geliefde, dat God Gees is. Soos ek sê, geliefde, as Jesus 'n natuurlike vleisvat was, dink mooi, het hy werklik op die water geloop? Het hy werklik water in wyn verander? Het hy dowes laat hoor? Het hy blindes laat sien? Het hy verlamdes laat loop? Ek kan dit doen, want ons het die spoeg. Ek vat net jou aarde en ek meng dit, want ek wil weet hoe jy dink as jy hierdie goed nie geestelik verstaan nie. En as jy na my luister, dan gaan ek jou laat sien. Dan gaan jy die Heilige Gees ontvang, want jy gaan kan sien. Hulle kan dit nie sien nie, daarom kan hulle dit nie ontvang nie. En daarom, geliefde, ons kyk na hierdie natuurlike goed. Het Jesus werklik die dowes laat hoor? Het Jesus water in wyn verander? Het hy 5000 mans, sonder die vrouens en kinders, 5000 mans, met 5 brode en 3 visies gevoer? Geliefdes, asseblief, dink logies, dis julle siele wat in die hel is. Nie gaan wees nie, is. Julle moet daar uitkom, geliefde. Julle is in die hel nou. As hierdie duisternis oor julle is, dis die duiwel wat julle vashou. Want jy kan die Heilige Gees nie ontvang nie, want jy kan dit nie sien nie. En daarom kan hulle nie vir Jesus sien nie. Hulle dink in 'n natuurlike Jesus, hulle dink natuurlik en dit is die dood en vyandskap teen God, geliefde. Onthou dit, vyandskap teen God. En daarom moet hierdie woord God moet vlees word en hy's nou wandelende onder ons. Want as ek Immanuel geword het, as God in my woon, ek het die Heilige Gees ontvang, ek het die seun geword. Nou is ek die seun van God, nou gaan julle my kruisig, natuurlik. Die wat nie van God af is nie. Maar hulle is ook in Jerusalem, en hulle is ook van Israel. Maar al die Israelies wat in Israel is nie Israelies nie, geliefde. Want Israel is nie 'n natuurlike plek volgens die Bybel nie. Dit beteken heers met God. As Israel hier heers, dan heers God in my. As ek 'n Israelie is, dan heers ek met God, die lig in my. Geliefde, soos ek sê, as Jesus 'n vleisvat was, moet Moses 'n vleisvat wees. En toe vat hy 'n stok, en hy maak die Rooi See oop. Asseblief, glo u dit? En dit reën kwartels en manna uit die hemel uit?
En in die dag kom daar 'n wolkekolom voor die son, en hulle, die brandende braambos, hier slaan 'n bos aan die brand, en hy sê vir Moses, dis wat jy nou moet doen. Glo jy dit? Geliefdes, kom ons kom terug na die eerste waarheid, waar die eerste liefde is, Gees, geliefde. Kom weg van hierdie natuurlike denk af. Geliefdes, julle sal die koninkryk van God nie ingaan met vleis nie, onthou dit. So daarom sê ek vir u, kom weg daarvan af. En moenie dink omdat jy 'n amp is, die skil is van die oë af nie. Want as jy hierdie goed nie sien nie, is die skille nie van die oë af nie. Onthou net, die doop wat gedoen word, is die water om die Gees te was, die evangelie woord, geliefde. En jy sal sê, wie het jou gestuur? Luister na my Vader, dan sal jy hoor wie het my gestuur. En luister na wie jy leer, en luister wie het hulle gestuur. Want as iemand sê, Jesus was 'n vleisvat, geliefde, hoe kan hy van God wees? Hoe is dit moontlik? Hy wat van God gestuur is Gees, geliefde. En daarom onthou, hulle kon Jesus nie sien, want, hoekom vra die Fariseërs, wanneer hy gevra word deur die Fariseërs, wanneer die koninkryk van God sou kom? Waar is die Fariseërs? In die kerk. Waar is die 7 nasies? In die kerk. Waar is die wêreld? In die kerk. Dis hoekom Jesus sy lewe het gegee vir die kerk. Hy het sy lewe nie vir enigiemand anders gegee nie. En daarom moet ons nou die wêreld in die kerk verander om geestelik te word. En ek moet my lewe gee, ek moet nou die vleis oorwin, sodat God in my kan groei, sodat hierdie waarheid deur my die wêreld in u kan oorwin. Sodat u ook kan opgelig word in hemelse plekke in Christus, sodat u ook die Gees van God kan ontvang, om te sê, ek is die seun van God. Want as God in u woon, wat is u anders? Immanuel, God met ons. Waarheen het Jesus gaan? Van waaraf, dit is mos nou die nuwe trend. Nee, God het Jesus gestuur na ons toe. Van waaraf, geliefde? Johannes 14. Waarheen gaan nou? Wys ons die Vader. Hy sê, ek so lank saam met julle en julle ken my nie. Ek is in die Vader in my en ek in julle. Geliefde, God skep homself in ander. Want dit is die weg, onthou net geliefde, Jesus is nie 'n vleisvat nie. Ek is die Johannes 14:6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na Vader behalwe deur my nie. En dis daai selfe Christus in my wat vir u sê, jy sal nie in die koninkryk van God kom as jy vleeslik dink nie. Jesus is die weg na God toe, die metode om die vleis te oorwin. Jesus is die een wat kruis toe gaan. Jesus is die een wat die vlees oorwin op die kruis en elke keer opstaan in 'n meer verheerlikte liggaam. Van die broer na die diaken, van die diaken na die priester, van die priester na die oudste. Elke keer is daar 'n sterwingsproses, want vlees en bloed, daai soveel vleis kan nie in daai hemel ingaan nie, geliefde. En daarom God het nie 'n naam nie. Dis Immanuel, dis Jesus Christus, die liggaam. Hierdie wat hierdie dinge verstaan, dit is die liggaam van Christus. Nie iemand met 'n naam van opsiener, of 'n naam van priester, of 'n naam van bishop, of 'n naam van 'n pope, of 'n naam van 'n predikant nie, geliefde. Dan is almal mos dieselfde. Glo die meeste nou in die kerk, nie dieselfde as die wêreld daar buite nie. Jesus het vleeslik vir julle sondes gesterwe. Dis so vreeslik. Wat? Dan is alles natuurlik, soos ek gesê het, geliefde. Die vlee het gevluit, toe Israel uit Egipte uitgetrek het die vlee gevluit en die berge het rondgespring en gejubel soos lammers. Hallo? Geliefde, ek sê weer, dit wat 1 Johannes 4 vir ons leer, is nie wat die mens, dit wat met mensehande gebou is, en geskep is. As u daarna gaan luister, geliefde, gaan u nie die koninkryk van God sien nie. En onthou een ding, as u die vleis uitgaan, kan niemand u die koninkryk van God instuur nie. Iemand wat in die koninkryk van God is, moet u nou oplig na waar hulle is. Daarom sê Jesus, ek gaan na my Vader, maar ek sal terugkom en julle bring waar ek is. Hoekom?
omdat ek, geliefde, moet opvaar in hemelse plekke by my Vader, en nou kom ek terug en ek bring die ander waar ek is in hemelse plekke, en dan sal ek verder opvaar na my Vader toe, en ek kom terug en ek bring hulle waar ek is, en die een wat opgelig is van hier af na daar, hy sal neerdal, die diaken of die priester, en hy sal dan daal, en die ander bring waar hy is. Dit is ons taak, om in die koninkryk van God in te gaan, maar die vlees kan dit nie doen nie. En die wat vleeslik is en aards is, kan nie eers die Heilige Gees ontvang nie. Onthou dit, geliefde. En ons sal aangaan met hierdie video's, geliefde, laat u hierdie goed verstaan. Geliefde, u weet die saaier het uitgegaan om te saai. En u sal daai saad gooi waar u wil. Tussen die dussels en die dorings, op die rotsagtige dele of op goeie aarde. En dit is u keuse. Maar as u wil glo dat Jesus 'n vleisvat was, soos selfs buitekant die wêreld, nie eers waar mens is nie, want die mens is God se gelykenis en evenbeeld, geliefde. Hierdie is nie die mens nie, maar dis u keuse. Maar onthou net, die dag as u daai liggaam verlaat, moenie sê dat u nie gehoor het nie. Moenie sê God het nie met u gepraat nie. Want u sien nou hierdie, maar God sê vir u, kom weg van jou vleeslike gedagte af, ek wil jou red. Laat hierdie saad val op goeie aarde, geliefde, dis julle keuse. En daarom rig ek 'n versoek aan die geliefde. Moenie net gaan volgens 'n naam van 'n amp, of 'n naam van 'n kerk, of 'n naam van iets nie. Kyk wie spreek deur daai buis. Is Christus teenwoordig? En weet u wat? As Christus teenwoordig is, dan gaan die mense hom nie aanvaar nie. Dankie, geliefde. Ons sal aangaan met hierdie dinge, sodat u 'n beter insig kan kry, en God seën u, geliefde. Baie dankie.